ons net eers lees en dan gaan ons 'n lied sing. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Matteus hoofstuk 28. Matteus 28, kan jy die woord van die Here daar oopmaak dan. Matteus hoofstuk 28, ons gaan daar saam lees vanaf die 11de vers, en dis nou net na die opstanding van die Here. Nou lees ons daar in vers 11. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê: "Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is." Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen." Net tot daar het die woord van die Here. Kom ons gaan dan gebed saam doen en dan gaan ons 'n lied saam sing. Kom ons bid dan net eers. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in U heilige teenwoordigheid kan kom, Here. Ons as nietige mense het U baie nodig en ons kom buig voor U. Here, U ken elkeen se hart, elkeen se gemoed. U weet wat in ons lewe gebeur het, Here, in hierdie week wat verby is, en ook so wat voorlê vir ons. En daarom wil ons met alle vrymoedigheid ons lewe aan U kom toevertrou en vir U kom vra, Here, kom help ons ook in hierdie week wat voorlê, met elke uitdaging, met elke hartseer, met elke blydskap, en dat ons weet, Here, U is en bly in beheer. Ons weet, Here, dis U wil dat kosbare siele gered word, en daarom bid ons daarvoor. Ons bid vir 'n diepe sondeoortuigende werk in die harte van mense, dat hulle sal besef, hulle het 'n verlosser nodig, hulle het die redder nodig, hulle het U nodig, Here, hulle het U bloed nodig om hulle skoon te was en te reinig en te verlos van sonde, want dis wat U doen. En Here, en U wil dit doen, vir elkeen wat kom, sal U dit doen. En daarom bid ons, dat mense op daardie plek sal kom om U te soek, en benoud sal word, Here, en tot U te roep, en dat U 'n wonderwerk in hul lewe kan doen. Ook vir kinders van U, Here, wat in 'n teruggevalle toestand is, dat U ook vir hulle so mag terugbring. Here, dankie dat U bloed ook daar van daardie teruggevallenheid reinig, en dat U ook vergewe. Here, so wil ons bid vir hulle wat siek is, Here, en nie meer kan doen dit wat hulle moet doen nie. Behalwe, Here, dat hulle U nie kan dien soos wat hulle U moet dien nie, ook in die werksplek, in daaglikse verantwoordelikhede, wil U nie kom aanraak en kom genees. En dankie, ons kan U vertrou, Here. Al is dit die grieperigheid en wat nou so in die omgewing is, Here, ons kan U daarvoor kom vertrou ook, en dankie dat U kom aanraak en dat U genees. En ons bid, Here, ook vir elke ander een, Here, wat dalk ernstiger siekte in ons as mense se oë het. Dankie dat U daarvan ook genees, en ons bring aan U die eer. Ons bid vir ons land, ons kerk, die Kweekskool, Here. Ons wil ook vra dat U asseblief vir ons reën sal gee. Here, ons het dit so baie nodig, en ons roep tot U. Dat is die afgelope paar dae, lyk dit so half belovend, maar Here, wil U nie waarlik daardie goeie reën kom gee, soos wat U weet wat ons nodig het. Ons weet ons verdien dit nie, maar in die genade, Here, kom sorg vir ons asseblief, oor ons land hier, ons dink aan die boere, Here. Ons dink aan hulle wat afhanklik daarvan is dat dit moet reën. Wil U nie asseblief in die genade dit doen, en mag mense dit raak sien, U liefde en U genade, en dit hulle lei om ook te bekeer tot U. En ons aanbid U, Here, dat U die hoorder van gebed is. Seën dan nou ook so ons samesyn. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan saam sing daar van Gesang 177. En ek sien daar soos 3 verse, vers 1, vers 4 en vers 5. Kom ons sing al 3 saam.
Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat ons het kom. En hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles erf, en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Nou, lieve vriende, na aanleiding van die woord van die Here wat ons saam gelees het daar in Matteus hoofstuk 28, is dit seker nie 'n onbekende gedeelte by een en elkeen van u nie, maar daar's iets wonderlik om hierin raak te sien, en ons het begin by vers 11, waar die woord van die Here begin oor hoe hulle opgetree het, hoe hierdie owerpriesters hierdie verskriklike leuen vertel het, né? 'n verskriklike leuen. Die disippels het die liggaam van die Here gesteel. Dis wat hulle gesê het. Die disippels het die liggaam van die Here gesteel. Nou dis waarvan die kinders van die Here toe nou beskuldig word, liewe vriende. Verder het die soldate die omkoopgeskenk geaanvaar en hulle het lekker gelewe. Met 'n leuen het hulle lekker gelewe. En toe kom die Here Jesus en die Here kom by sy kinders, en die Here weet van hierdie leuen wat daar versprei is oor hom, dat hy sy liggaam gesteel is. Die Here weet daarvan. En nou kom die Here en hy kom sê vir sy kinders, ek wil amper sê, die ou handjie vol, daai massa Jode, liewe vriende, wat die Here Jesus gekruisig het. Hulle het nou hierdie storie gehoor en geglo en oorvertel. Hierdie lot disippels, daai lot wat die Here Jesus gevolg het, hulle het die liggaam van die Here gesteel. En dis die verhaal wat hulle onder mekaar vertel het. En nou is hierdie ou handjie vol kinders van die Here daaroor, liewe vriende. En wat kom sê die Here vir hulle? Die Here sê vir hulle, jong, julle moet gaan en die evangelie gaan verkondig. Ek lees vir die net gou weer, daar in vers 19 staan daar, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar Here, weet u nie, hulle het gesê, ons het die liggaam gesteel nie. Nou, liewe vriende, 'n geweldige taak wat hierdie kinders van die Here het, terwyl daar 'n groot groep ongelowige, en ek wil sommer by sê, goddelose klomp mense is, wat klaar 'n bespotting maak van hierdie mense, en hoe moet hulle dan nou hierdie werk doen? Hoe moet hulle dan nou hierdie taak uitrig, terwyl daar nou al hierdie dinge gesê word en hierdie valse beeld geskep word? 'n geweldige moeilike saak om te doen. En nou wil ek vir u vra, liewe vriende, u ken mos nou die Bybel. Het die disippels toe dit gedoen wat die Here hulle gevra het om te doen? En die antwoord is, ja, baie duidelik, hulle het dit gedoen. Nou wil ek weer verdere vraag vra, hoe het hulle dit gedoen? Het hulle dit so 'n paar broekig, apologeties, verskoning aan? Nee, hulle het dit met ywer gedoen en met krag, kan ons dit sekerlik sê. Het hulle voortgegaan om hierdie werk te doen dan ook. En dis net te wonderlik om te sien hoe die Here Jesus met hulle was. En weet jy wat is die groot saak, liewe vriende? Die Here het vir hulle kom bemoedig, vir hierdie kinders van die Here, hierdie ou bietjie, het die Here kom bemoedig, en die Here het hulle so bemoedig, hulle het regtig die wêreld omgekeer, so 'n bietjie later in Handelinge word daar gesê, hulle het die hele Jerusalem vervul met hierdie leer, die mense het dit begin glo, en al dit gesien. En nou, liewe vriende, wat het gemaak dat hierdie kinders van die Here dan nou so bemoedig is? Nou, ek wil met u deel onder hierdie tema dan, waar vind u bemoediging? Kinders van die Here,
Beland ons in omstandighede wat moeilik is, soos die kinders van die Here daar in moeilike omstandighede was. Ons beland in omstandighede wat moeilik is. Baie van die wêreld glo nie en daar's baie dinge wat daar gesê word. En as ons nou moet dink, liewe vriende, wat aan die einde van die wêreld gebeur. Die Here sê in die laaste dae, wat sal een van die groot dinge wees in die laaste dae? Die misleiding wat daar is. En nou is dit 'n ding wat ons mee moet hanteer as ware kinders van die Here. Ons moet die waarheid na mense toe bring wat mislei is, net soos die mense in daai tyd mislei is. Die Here se liggaam is gesteel. Hy het nie gesê hy is opgestaan nie. Hy is gesteel. Dis 'n misleiding wat daar was. En liewe vriende, en ons gaan met hierdie misleiding te doen hê. Ons moet dit sekerlik hanteer. Verder lees ons ook in die woord van die Here dat hoe nader in die koms van die Here dit is, hoe moeiliker mag die tye en die omstandighede raak en hoe meer benoud mag tye en omstandighede raak. Die een nasie staan teen die ander nasie op, liewe vriende, pestsiektes en oorloë en al hierdie dinge wat gebeur in die laaste dae. En ons mag nou deel van hierdie dinge wees. Moet ons as kinders van die Here dan in 'n gat gaan lê, liewe vriende, moet ons bekommerd wees. Is dit wanneer 'n kind van die Here onregverdig behandel word, daar by die werk en dalk by die werk afgedank word, dood eenvoudig net oor jy dalk gebid het? En liewe vriende, en nou word daar gevra, wat moet kinders van die Here dan doen? Hoe moet hulle opstaan? Daar's kinders van die Here, liewe vriende, wat in verskriklike moeilike omstandighede hulle bevind. En ek wil dit so 'n bietjie 'n situasie skep. Pa en ma die Here waarlik gevind en is waarlik gered en het die Here gedien. En toe daar iets gebeur, liewe vriende, die kinders het nie die Here gedien nie. En weet jy, ons sit in 'n dag wat daar geredde, waarlik pa en ma is gered, maar hulle kinders het gey geword. Hulle is gebreek oor wat hier aangaan. Daar's baie ander sondes, liewe vriende, wat daar sekerlik is in. Ouers is gebreek. En liewe vriende, nou kom dit sekerlik daarin, daar's ook die ander kant van die munt. Daar's kinders wat groot geword het in 'n huis waar die Here gedien is, en hierdie kinders het die Here ook aangeneem en die Here begin dien, maar iewers het pa en ma nou begin dink, jong, dis nou nie meer so ernstig nie, en hulle is nie meer so toegewyd aan die Here nie. En hulle begin allerhande dinge van die Here sommer te oortree. Sondag word nou 'n allerhande ander dag. Vroeger het pa en ma die dag geheilig en gesê, kom, julle moet Sondagskool toe gaan en julle moet kerk toe gaan. Maar nou dat pa en ma so 'n bietjie oud is en die kinders uit die huis het is, nou gaan pa en ma op allerhande ander dingetjies. Hulle gaan vang vis en hulle gaan vang wat ook al aan, liewe vriende. Nie op Sondag en hulle eer nie meer die Here nie. En die kinders se harte is gebreek om te sê, hoe doen pa en ma dit nou? Nou julle ons geleer het. Jong, ons moet nou Sondag heilig. En daar is 'n verwardheid wat sekerlik ontstaan, liewe vriende, en kinders van die Here het sekerlik nodig dat daar bemoediging of versterking moet kom, en die vraag wat ons weer eens vir vanoggend vra, waar vind u bemoediging? Hardloop u na die sielkundiges toe, na die psigiaters toe, hardloop u na die pille toe, liewe vriende, hardloop u na vriende toe, en nou ja, waartoe gaan u om bemoediging sekerlik te kry? En hierin wil ons dan vanoggend so met u net deel, liewe vriende, oor dit wat hierdie kinders van die Here bemoedig het, en dit is daar die teksvers nou denking, Matteus 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En hierdie was 'n geweldige bemoediging vir hierdie paar kinders van die Here, om te sê, maar die Here is met ons, en as God met ons is, sê Romeine, wie kan teen ons wees? En dis die wonderlike waarheid wat ons sekerlik het. So, liewe vriende, kom ons antwoord dit sommer baie gou-gou. Waar behoort 'n kind van die Here bemoediging te kry? Die heel eerste plek waar jy bemoediging moet kry is in die teenwoordigheid van die Here. En daarvan af mag die Here sekerlik u nou lei, en hy mag 'n vriend of iemand wat saam met u bid. Ja, maar eerste in die teenwoordigheid van die Here is dit waar 'n kind van die Here waarlik bemoedig word. Nie op 'n ander plek nie, nie daar in 'n hoekie op my eie nie, nie in die selfbejammeringsplekkie nie, liewe vriende, nie in die almal beskuldig plekkie wat ons bevind nie. Nee. Ons kry bemoediging net op hierdie een plek, en dit is in die teenwoordigheid van die Here. En dis hier waar die Here sekerlik moet kom, waar u sekerlik moet kom in die teenwoordigheid van die Here.
En die disippels kon hierdie woorde geglo het wat die Here gesê het. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld, dat die Here met hulle is, God is met my, so ek kan sekerlik handel en optree tot eer van die naam van die Here. Want in die Ou Testament het dit soveel keer gebeur, ons wil vanoggend na 'n klomp sulke geleenthede kyk, liewe vriende. Die eerste een is, liewe vriende, die Here Jesus kom gee sekerheid aan die verwarde, aan hulle wat verward is. Ons lees in Genesis 28 vers 15 en kyk, ek is met jou. Ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit die slaap wakker. Liewe vriende, ons weet nou wat met Jakob gebeur het. Hy moes gevlug het vir sy broer en hy het nie mooi geweet wat hy gaan doen en waarheen hy gaan nie. En hier het hy mos daar by Bethel, hy mos nou hierdie klip en hy het geslaap met in die droom wat hy gehad het met die leer. En hy kom in die teenwoordigheid van die Here. En die Here verseker hierdie man wat verward is. Hy weet nie, wat gaan ek doen? Hoe moet ek optree? Waartoe gaan ek gaan nie? En die Here kom tel hom op, liewe vriende, en die Here bemoedig hom en die Here gee hom absolute sekerheid. Jakob, ek gaan jou terugbring hiernatoe. Nou, liewe vriende, is daar 'n kind van die Here vandag hier wat sê ek sit met verwardheid in my gemoed, ek weet nie wat om te doen nie, ek sien nie uitkoms nie, ek weet nie waartoe om te gaan nie, ek weet nie wat se planne ek kan maak nie, ek weet nie wat om te doen nie. Weet jy, liewe vriende, wat is die oplossing vir u? Behalwe dat die duiwel wil hê dat u nou in stres moet val, en benoudheid moet val, en angs moet kry, weet jy wat moet u doen? Kom in Jesus se teenwoordigheid, kom soek die Here op. En wanneer die Here gaan opsoek, liewe vriende, hoor nou, sal God vir u 'n woord gee. Let op wat die Here vir Jakob gegee. God het sy woord gegee aan Jakob. Ek sal jou terugbring in hierdie land. En liewe vriende, dit is die wonderlike ding wat die Here kom doen nie dan ook. Dan is daar 'n tweede groep, liewe vriende, en dit is hulle wat bemoediging nodig het, aangesien daar 'n geweldige groot taak voor hulle is. En daar in Eksodus 3 vers 13 lees ons, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En liewe vriende, en dis hier wat Moses nou al hierdie verskonings gehad het, een verskoning op die ander een, en hy sê, hoe gaan ek sê, en wat gaan ek sê? Nou ja, toe hy op die ou een kom, wat moet ek sê? Sê die Here toe nou daar in vers 14, sê hy die woorde, hy sê, en God sê vir Moses, ek is wat ek is, ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. En liewe vriende, en dit was dood eenvoudig so, toe hy daar by hulle kom, toe sê hy, ek is, en toe glo hulle dit. En toe is die geweldige groot taak, die volk van die Here moet uit hierdie slawerny uitgelei word. 'n onmoontlike ding, 'n onmoontlike saak om te doen. Niemand sou dit kon doen nie. Maar nou weet ons hoe die Here alle sake, hoe onmoontlik. Ek weet, u ken die verhaal sekerlik baie goed met die 10 planne, alles wat gebeur, liewe vriende. Maar vat hierdie een ding vanoggend net daar uit. Al lyk 'n taak hoe onmoontlik om te doen, hoe kragtiger sal God hom openbaar en sal God werk, as God met u is. So wanneer jy 'n taak het om te doen, liewe vriende, en jy dink dis te moeilik, en jy dink, hoe kan ek met hierdie persoon oor die Here praat? Weet jy, as die Here vir jy sê, praat met Jannie oor sy siel, en jy moet met Jannie praat oor sy siel, dan sal die Here kragtig werk, al lyk dit hoe onmoontlik in jou oë. Die Here vra nie hoe onmoontlik lyk dit vir jou nie, die Here sê, vertrou my, waarom? Ek is met jou. En presies wat die Here vir Moses ook hier kom sê, ek is, het jou gestuur, en daardie die Here ook vir hom bevestig, ek is, ek bly by jou, ek is met jou, deur alles wat gaan gebeur, Moses, deur elke teenkanting, deur elke ding wat daar gaan kom, en daar was, is ek met jou. En die Here was met hom, liewe vriende, selfs toe hy daar by Farao kom, en hy sê vir Farao, jong, jy moet die volk van die Here laat trek,
En Farao sê, man, wie is die Here dat ek na hom moet luister? Julle gaan julle eie strooi bymekaar maak en jy moet nog dieselfde hoeveelheid bakstene maak. En liewe vriende, hy maak die werk swaarder en hier is Farao kwaad vir Moses en die volk is kwaad vir Moses en alles omstandig. Wat doen Moses? Hy gaan na die Here toe wat in sy teenwoordigheid is. Hy sê, Here, maar U het gesê. En die Here kom en die Here werk op 'n kragtige wyse daar met die 10 plaae dan ook, met die verlossing wat die Here dan ook gee. Liewe vriende, daar is 'n derde wat ek vir u wil noem, en dit is vir daardie kind van die Here wat stryd voer. Is die krygsman of vrou van die Here en die voer in gebed 'n stryd. Maar u dink, dit raak te veel. Die oorlog is te groot en daar's te veel van die vyand. Wat moet ek doen? Liewe vriende, ons lees ook van so iemand. Toe die Here ook in sy teenwoordigheid was, hoe hy kon optree. En ons lees daar in Josua 1 vers 9 lees ons: Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Liewe vriende, Josua, dis wat jy moet doen. Jy moet gaan, jy moet hierdie beloofde land gaan inneem. En nou het Josua, hy het geweet van die reëse wat voor lê. Hy het geweet van hulle wie hulle vroeër moes verslaan het, liewe vriende, en hulle ongehoorsaam was en toe hulle 40 jaar in die woestyn. Hy het geweet van hierdie saak en hy vertrou op die Here. En hy sê, Here, maar as U met ons is, kan ons hierdie dinge doen, liewe vriende. En hulle neem die beloofde land in, die wonderlikheid wat die Here dit kom doen het. Kind van die Here, u wat 'n gebedsstryder is, u wat besig is om met aan iemand te bearbei en te getuig, en u kom agter hoe die ou sielevyand u aanval en aanval en aanval, net dat u moet opgee en nie meer moet stry vir die Here nie. U moet sekerlik dit vandag neem wat die Here hier vir Josua kom sê. Die Here het vir hom gesê, ek is met jou oral waar jy heen gaan. Net so vir die disippels toe die Here daar vir hulle gesê het, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En hulle het gestry vir die koninkryk van die Here. Hulle het gewerk vir die koninkryk van die Here. Liewe vriende, die Here het hulle bekragtig in God se teenwoordigheid. Hoor nou, liewe vriende, kind van God, u wat vir die Here stry, u wat vir die Here werk, en u wat die duiwel wil laat verstaan, man, dit is verniet en dit is nutteloos en wat gebeur en so aan. U hou aan om te stry vir die Here. Mag die Here u in sy teenwoordigheid bemoedig. Mag dit wees wanneer u opnuut sien die werklikheid van die hel, dat u dryf om opnuut by siele uit te kom. Die wonderlikheid van die hemel, u opnuut dryf om by siele uit te kom, sodat hulle in die hemel kan kom en nie in die hel kan wees, liewe vriende. Mag dit wees dat die Here 'n gebed verhoor van iemand wat siek is en dalk gesond word en daardeur vir u bekragtig om te sê, bid harder vir hierdie ongeredde baas, man, vrou, kind van jou. En die bid en die stry harder, liewe vriende, en die Here bekragtig sy krygsmanne en krygsvroue. Die Here sal sekerlik dit kom doen dan ook so. Ons lees daarso in Josua 1 vers 8, liewe vriende, toe die Here hom bekragtig het vir hierdie werk. Is my wonderlik, liewe vriende. Almal wil sê, Here, bekragtig my vir die werk, bekragtig my vir die werk. Maar die Here het iets vir hom gesê. Hy gee jou krag, maar jy moet hierdie ding doen. Onthou jy, toe die dokter vir jy gesê, jong, hierdie pilletjies moet jy drink na ete, en na enetjie voor ete. Toe het jy dit nou so probeer doen. Nou kom die Here en hy kom sê iets vir Josua, en hy sê vir hom daar in vers 8, Josua 1 vers 8 sê hy, hierdie wetboek, die woord van die Here, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. In ander woorde, ek sal altyd met jou wees. Liewe vriende, hoe wil ons bemoedig word, as ons nie in God se teenwoordigheid wil kom, as ons nie sy woord wil bewaar en doen in ons eie lewe nie. Jy gaan nie bemoedig word nie. So kom ons sê dit, daar's vandag mense wat in 'n gat van neerslagtigheid is, liewe vriende, oor sonde, en dan oor hulle nie God se woord ag nie. Maar wanneer iemand die woord van die Here ag,
En jy bewaar dit in jou hart, jy bepeins dit. Dit word so deel van jou lewe, dat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, liewe vriende. En weet jy, liewe vriende, dan kan jy hierdie wonderlike ding weet, God sal met jou wees. Daar sal 'n wonderlike bemoediging wees, 'n wonderlike versterking wees, en teendeel, die Bybel sê jy sal met goeie gevolg handel. Daar sal nou 'n ding doen, dit mag dalk swaar lyk, maar die gevolg daarvan sal wonderlik tot seën wees, as jy dit net so sou doen. Dan is daar 'n vierde, liewe vriende, na wie ek wil verwys, en dit is hulle wat ook versterk moet word, en hulle wat ook bemoedig moet word in die Here, en dit is daar die persone wat in 'n minderwaardigheid val, in 'n minderwaardigheid is. Wanneer die Here dalk vir iemand vra om iets vir hom te doen, en hierdie persoon dink, maar wie is ek? Wie is ek om dit te doen? Of die duiwel kom sê vir jou, wie is jy om dit te doen? Terwyl God vir jou vra om op te tree. Ons lees van so iemand, liewe vriende, daar in Jeremia 1, vers 8 en 9 lees ons, wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Hoor nou weer eens. Jeremia voel minderwaardig om die werk van die Here te doen, hy's bevrees, hy's bang om op te tree, om te praat, liewe vriende, en hoekom moet jy nie bang wees nie? Wat is die bemoediging wat die Here gee? Ek is met jou. Dis wat die Here vir hom kom sê. Toe het die Here sy hand uitgesteek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Dit is my so opvallend reg deur die Bybel, waar die Here sy kinders bemoedig het, en hy vir hulle gesê het, ek is met julle, dan elke keer die woord van God het hier 'n prominente plek. Of dit is, Josua bewaar dit, of Jeremia, ek lê my woord in jou mond, dis maar net soos in jou hart, ek lê dit in jou mond, sodat jy kan praat, dat jy kan sê dit wat jy moet sê, so jy moet sekerlik optree dan ook. En liewe vriende, en dan lees ons daar so in vers 9 hierdie woorde, toe het die Here sy hand uitgesteek en sy mond aangeroer, en die Here het gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond, liewe vriende, en die Here maak dit vas in hierdie man se hart, gaan doen dit. En Jeremia het dit gedoen. En hoor nou, liewe vriende, hy het dit nie maklik gehad, soos byvoorbeeld Jesaja nie, dit was so moeilik geweest. Hulle het hom baie sleg hanteer, hulle het hom baie swaar hanteer, maar hy het nie opgehou nie oor hierdie twee dinge. Een, die Here was met hom, die Here het sy woord in sy mond, in sy hart gegee. Hy het nie opgehou nie. So kind van die Here, moenie oor die meerderheid teen u draai, en die meerderheid anders begin wees, en die meerderheid verkeerd begin optree. Stop om gehoorsaam te wees aan die Here. Moenie dat die duiwel laat verstaan, jy is minderwaardig nie, liewe vriende. Nee. Ons is losgekoop deur die bloed van die Here. Sê vir my, liewe vriende, was die disippels minderwaardig gewees in God se oë? Nee, hulle was nie minderwaardig gewees nie. Toe die Here vir hulle gesê het, gaan dan heen, verkondig die evangelie. Hulle was nie minderwaardig gewees nie, dis hoe God hulle gesien het, as bruikbare, werkbare instrumente in die hand van die Here tot eer van die Here. Die res van die wêreld het hulle minderwaardig hanteer, liewe vriende. Maar weet jy, toe hierdie kinders van God se bemoediging aangeneem het, ek is met julle. Weet jy wat gebeur? Die wêreld het hulle nie meer later as minderwaardig gesien nie. Hulle het hulle as 'n bedreiging gesien. Hierdie selfde owerpriesters en skrifgeleerdes en die fariseërs was woedend geweest vir hierdie mense wat die hele Jerusalem vervul het met hierdie leer. Hulle was woedend hieroor geweest, liewe vriende. Maar hierdie kinders van God het die bemoediging wat God geneem het, geneem en die Here het dit gesien dan ook. Nou, liewe vriende, dan is daar ook 'n ander persoon, liewe vriende, wat waarlik in die Here bemoedig moet word, ander kind van die Here in ander omstandighede. En dis daar die kind van die Here wat versoek was of dalk versoek word. En terwyl die kind van die Here versoek word, liewe vriende, kan die duiwel baie gedagtes probeer plant om jou te laat twyfel, om jou te laat wonder, om die verkeerde ding tog te doen, liewe vriende. En dan wanneer die kind van die Here teen hierdie ding staan, liewe vriende, mag so kind van die Here, omdat jy nie toegee aan die versoeking nie, mag jy uitgebuit word of verkeerd hanteer word. Maar ons die kinders van die Here, liewe vriende, wat hulle lewe vir die Here gegee het, en toe hulle nou weer daar by die
familie of die vriende byeenkom sê, jong, hierso is hierdie bier, drink saam met ons. En jy gesê, nee jong, ek drink nie meer nie, ek het my lewe vir die Here gegee. Ja, oordeel jy ons, dink jy is beter as ons, en ek weet nie wat alles, liewe vriende, en hulle val hierdie kind van die Here aan, en hulle beledig hom, en hulle sê hom sleg, liewe vriende, en hulle wil ons sommer uit hulle vriendekring uitskryf. As jy weer hoor, dan het hulle die volgende jaggeleentheid, of wat sy geleentheid gereël, maar hulle het jou nie genooi nie. Altyd het hulle jou genooi, altyd het hulle jou gevra, maar nou vra hulle jou nie meer nie, en nou skuifel hierdie kind van die Here uit, liewe vriende, en dis net hier waar die Here sy kind wil kom bemoedig. Ons lees van so 'n man, ek wonder of jy weet van so 'n man in die Bybel, wat so bietjie deur sulke omstandighede gegaan het. En dis daar in Genesis 39 vers 2 wat die Here oorwinning gegee het oor hy wat versoek was. En ons lees daar, en die Here was met Josef, sodat hy voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak. Let net op, wat het sy heer raak gesien. Die Here was met hom, dit word so beklemtoon in hierdie 2 verse. Die Here was met hom, eers sê die Here dit, en dan sê die getuienis van sy heer, wat hierdie getuienis gee. Jong, die Here is met hierdie man, waarlik, in sy handelinge, die dinge wat hy doen, waarlik God is met hom. Dit nogal, ek moet dink, baie lekker wees as jy 'n baas is, en jy het iemand wat vir jou werk, en jy sien, maar God is met hom. Die Here seën dit. Jy sal so werker hou, né? Jy sal hom hou. En liewe vriende, en so het dit alles mooi en goed gegaan, en toe is daar nou natuurlik 'n ding wat gebeur, liewe vriende, die duiwel moet hierdie werk van die Here stop, want die Here is op pad om in hierdie Egiptenaar se hart te werk, liewe vriende, dat hy dalk tot bekering kan kom. Want as hy aanhou begin sien hoe die Here met Josef is, moet dit lei dat hierdie man tot bekering wil kom, en die duiwel het geweet, hierdie ding moet ek stop, en terwyl hy nou nie in Josef se baas se hart kon werk nie, kom werk hy in Josef se baas se vrou se hart. En ons lees daar in vers 7 hierdie woorde, en na hierdie ding het die vrou van sy heer haar oë op Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier. Jy sien, liewe vriende, hier kom die versoeking. En hierdie vrou bied haar aan, en Josef het net gesê, nee, dood eenvoudig, ek doen dit nie, liewe vriende. En hoe hy sy aangehou het, nie een keer nie, aangehou het, en aangehou het, en aangehou het, en toe het sy bietjie 'n drastiese stap geneem, en Josef het nog steeds weggevlug, liewe vriende, en toe is hy so vernederd in haarself, dat hierdie man nou nie by haar wil bly nie, liewe vriende, en nou ja, toe begin sy die liegstorie oor wat hy gedoen het. En ons lees daar in vers 19, toe sy heer die woorde hoor, waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword. Hy het Josef vertrou met alles, liewe vriende. En nou, hoe doen hy hierdie ding aan my vrou? En liewe vriende, en nou staan daar in vers 20, en die heer van Josef het hom laat vang, en hom in die gevangenis gesit, op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was, en hy was daar in die gevangenis. Dit was 'n slegte plek gewees om te wees, liewe vriende. As jy teen die koning oortree het, was dit nog 'n bietjie ernstig. En hier weerstaan hierdie kind van die Here hierdie geweldige versoeking. En hier word hy sleg behandel. Hy verloor sy werk. Goeie werk gehad. Hy verloor sy werk. Hy het eer en aansien gehad. Hy verloor dit alles. Hy word daar in die tronk saam die slegtes van slegtes gegooi, liewe vriende, en dis waar hy is. En wat gebeur met hierdie man? Was God nou onregverdig, liewe vriende? Was die Here onregverdig? Oor Josef dan nou so getrou die Here gedien het, was hy onregverdig teenoor Josef? Het die Here dan nou vir Josef dan nou net vergeet? Was die Here met Josef? Soos die Here nou vir die disippels gesê het, ek is met julle al die dae is ek met julle. Was die Here dan nou met Josef dan nou hierso, of het die Here nou net van hom vergeet? En die antwoord is dood eenvoudig, die Here was met hom. Wat die sondaars gedoen het, nou hulle opgetree, dis nou hulle gevolg. Maar God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. En ons lees daar in vers 21, so net vers 20 nou is die vers 21 hierdie woorde.
maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerstes van die gevangenes. Liewe vriende, ons kan nie anders as om net breed te glimlag hieroor nie. Hulle dink hulle doen skade aan hom, ons gooi jou in die tronk. Maar weet jy wat kon hulle nie van hom wegneem nie? Die Here. God se teenwoordigheid met Josef kon hulle nie wegneem nie. En al was hy in die tronk, was die Here met hom. En die goedertierenheid van die Here was oor hom. En die Here het guns gegee, liewe vriende. En nou weet jy die verhaal verder, 2 jaar later is hy tweede in bevel. Liewe vriende, as u as kind van die Here versoek word en die versoeking lyk vir u baie erg en moeilik, wees getrou aan God, God is nog steeds met u. Hy sien hoe u die versoeking teëstaan. Hy weet hoe u die oorwinning behaal, want die Here stel u in staat om die oorwinning te behaal, uw vriende. Hy weet hierdie wat u gedoen het. Hy weet ook wat die mense aan u doen, uw vriende, nadat u nou sekerlik hierdie versoeking teëgestaan het. En u moet nou nie wonder of toe Josef nou gevang word en in die tronk gegooi gaan word, of die duiwel allerhande gedagtes hier in sy kop gesit het, die Here het jou vergeet en dit en dat. Nee, hy het nog steeds net so getrou gebly om die Here te dien. Kind van die Here, u wat versoeking teëgestaan het tot eer van die Here, u moet dit vandag sekerlik weet, God is nog steeds met u. En hy beloon hulle wat gehoorsaam is. Dan, liewe vriende, is daar 'n 6de wat ek vir u wil noem, en dis die Here Jesus gee rus. Daar's mense wat rus dalk nodig het, liewe vriende. En ons lees daar in Eksodus 33 vers 11, en hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as jy nie self meegaan nie, laat ons nie hier vandaan optrek nie. Here, ek kan nie met vrede doen dit wat ek moet doen as u nie met my is nie. En as rus in sy gemoed, liewe vriende, en die Here beloof hierdie wonderlike saak, ek sal saam met jou wees. Kind van die Here, wie van u is daar wat vandag sê, Here, ek het nodig om rus te kry. Ek het nodig om sekerheid te kry, om 'n bevestiging te kry. En weet jy waar kry jy dit? Net teenwoordigheid van God. Jy bly in die teenwoordigheid van die Here en jy kry dit. Liewe vriende, 'n 7de wil ek vir u noem, en dit is, Jesus gee vertroue aan sy diensknegte. Daar so in Matteus 28 vers 19 het ons gelees, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Liewe vriende, is hierdie nie geweldige saak wat die Here nou kom sê, ek sal dit vir jou kom doen. My kinders, ek gee vertroue aan julle. Kan ek vandag vir u vra, liewe vriende, vertrou u God, het u absolute vertroue vandag in God oor alles en elke ding in u lewe. Omdat u kan sê, die Here is met my. Hy het my beloof, hy sal met my wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Maak nie saak wat deur my lewe gebeur, waartoe ek gaan nie. Hy sal met my wees in al hierdie dinge. Die Here is met my. So, liewe vriende, kom ons sê dit net gou vinnig. Die Here gee sekerheid, die Here gee bemoediging, die Here gee krag, hy gee versterking, die Here gee oorwinning, hy gee rus en hy gee vaste vertroue, dat jy altyd so op die Here kan sekerlik vertrou. En dan is daar een groep kinders van die Here wat ek nou nie genoem het, wat ek nie by hierdie lysie kan noem nie, want hulle kan dit nog nie kry nie. Nou moet iets gebeur. Dis daardie kinders van die Here wat nie binne die teenwoordigheid van die Here gebly het nie. Wat buite God se teenwoordigheid beweeg het, liewe vriende, wat gebeur met daardie kind van die Here? Wat ongehoorsaam aan die Here geword het, wat sonde gaan doen het, wat weg van die Here af beweeg het. Wat gebeur met daardie kind van die Here? Geld dit nog die waarheid van die woord dat die Here sê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Is die Here nog met daai een? En liewe vriende, ons lees daar in 1 Konings 19 vers 7, en die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel.
Liewe vriende, Elia was platgeslaan en hy het uit vrees vir mense, vir Jezebel, het hy ongehoorsaam geword aan God se opdrag. Hy het nie meer God se weë geken in sy lewe nie, hy het nie meer God se wil gesoek in sy lewe nie, hy het sy eie planne gemaak en hy het weggehardloop. En liewe vriende, hy het so ver weggehardloop as wat hy kon. En hierdie weghardloop van hom het hom so moeg gemaak, het hom so uitgeput. Hy het nie meer krag gehad nie. En dis presies wat gebeur met iemand wat nie meer in die teenwoordigheid van die Here is nie. Hy het nie meer krag gehad nie. Hy het nie meer lus vir die lewe gehad nie. Ek wil nie meer aangaan nie, ek wil nie meer iets doen nie. En hy gaan lê daar onder daai besembos en hy wens hy kan sterwe. Niks meer om voor te lewe nie. Want hy is so ver buite die wil van die Here. Hy het so ongehoorsaam geword, liewe vriende. En wat doen die Here met daai kind van die Here van hom daar? Die Here sê, jy wil ongehoorsaam wees, bly daar. Is dit wat hy doen? Nee, God het gesê, hy is met ons. En hy gaan haal daai kind van die Here en hy sê vir hom, staan op, eet, herstel, maak reg, kom terug en doen jou verantwoordelikheid. En miskien is daar die kind van die Here vandag hier. Jy weet, jy teen die Here gesondig, nie is dalk so teleurgesteld, en jy so spyt, jy lê dalk daar onder 'n besembos en sê, ek beteken niks meer nie, ek kan niks meer doen nie, kan nie meer bid nie, ek kan nie meer wat nie, en jy self so en self bejammering daar, liewe vriende. En weet jy wat sê die Here vanoggend vir u? Kom, staan op, bely, maak reg, eet, neem die woord, dat jy sterk kan word. Neem dit, dis wat jy moet doen. Kom in my teenwoordigheid, kom en soek my teenwoordigheid op, en ek sal jou weer sterk maak, en die Here gee weer krag. Nou, liewe vriende, as u wil hê dat die Here u moet bemoedig, versterk, miskien rus gee, wat dit ook al nodig moet wees, moet u in die teenwoordigheid van die Here bly, en daarom wil ek afsluit met hierdie laaste slide. Dis Engelse woorde, maar u verstaan ons Engels nou al mooi. Nou daar staan, you may have more of God when God can have more of you. Liewe vriende, as jy nie bereid is om aan God meer oor te gee nie, gaan jy nie meer van God kry nie. Maak dit sin? So as jy nie baie van God se liefde, genade, sy rus, sy krag om oorwinnend te lewe, as jy nie daar van het nie, raai waar lê die probleem? Jy wat nie oorgee nie. Jy sien, ons moet in die lig wandel soos hy in die lig is. Nie die Here moet wandel waar ons skyn nie. Verskoon dat ek dit so uitdruk, maar party mense dink, ons skyn en dan moet die Here daar loop. Ons loop en dan moet die Here agter ons aanloop. Nee, ons sê dit verkeerd. Ons moet in die lig wandel soos hy in die lig is. Hy loop voor, ons volg. Kan ek weer vra, liewe vriende, hoeveel van u is aan God oorgegee? Ek bedoel jouself. Hoeveel van jouself is aan God oorgegee? En weet jy wat vra die Here? Algeheel. Nie halwe oorgawe nie. Algehele oorgawe. Gees, siel en liggaam. Sê gou, liewe vriende, waarom kon die Here vir Josef gehelp het? Hy was algeheel aan God oorgegee. Waarom kon die Here vir Moses daar gehelp het, liewe vriende? Hy was algeheel aan God oorgegee. Wat het met Jakob gebeur, liewe vriende? Hy moes algeheel aan God oorgegee het. Veral toe die Here hom terugbring by hierdie plek van Bethel, toe moet hy algeheel oorgee voordat hy verder kon gaan. Liewe vriende, en so met elkeen van die ander, gee algeheel aan die Here oor. Die disippels het al algeheel aan die Here oorgegee, en kyk wat sy getuies en wat sy instrumente het al in die hand van die Here geword. Nou vra ek vir die liewe vriende, wat is die ding of persoon, of iets in jou lewe, wat jy bo die Here stel, wat keer dat jy hierdie wonderlike seën en verhouding van God kan ervaar? En as jy nie bereid is om te breek en te bely en te laat staan en sê, Here, ek kom gee oor, Here, ek kom onderwerp nie, liewe vriende, gaan jy nooit die volle seën van die Here ervaar nie. Die Here se belofte is vas, ek is met julle, tot aan die volëinding. En ek sluit af en ek vra vir u, waar is u vandag, dat u kan sê, Here, ek het dit nodig, ek het hierdie nodig vandag, ek is in hierdie omstandighede, ek is in hierdie, wil u nie vir nou u vertroue in God kom stel en sê, Here, hier is ek, kom help my.
Kan ek dalk net vinnig daar teruggaan? Miskien moet jy net sê, Here, miskien is ek by die sekerheid, miskien is ek by die bemoediging, met die krag, die versterking, die oorwinning, die rus, of die vertroue, of Here, miskien soos Elia. Maar ek moet vandag regmaak. En vandag U kom vertrou, en mag die Here help, en U gaan met hom deur. Amen. Kom ons gaan dan die hoofde buig, liewe vriende, en dan gaan ons saam bid. Terwyl die hoofde gebuig is, liewe vriende, as daar enige persoon vanoggend hier is wat sê, ek is nie reg met die Here nie. Ek weet hoekom ek is in die posisie waar ek is omdat ek eintlik weg van God af beweeg het. Nou sonder my lewe soos Elia. Maar ek wil kom regmaak. En weet jy waarom wil hy regmaak? Want hy was eerstens gehoorsaam om vanoggend in die teenwoordigheid van God te kom. En nou kon hy die stem van die Here hoor. En die Here sê, kom maak reg. Daar's 'n ander kind van die Here vandag hier, u dalk baie moeilike omstandighede. En u dalk versterking nodig en u dalk nie baie lus gevoel om op te kom selfs na die huis van die Here vandag toe nie, maar u het dit gedoen. U het dit gedoen en u was gehoorsaam om in die teenwoordigheid van God te kom. En nou die Here vir u kom sê, maar ek sal jou versterk. Kan u nou daardie dinge na die Here toe bring en sê, Here, ek kom vertrou op u. U weet wat lê voor in hierdie week, u weet wat is die tydelike, ook geestelike uitdagings, wil u nie God kom vertrou nie. En as jy sê, u moet met die Here regmaak, u moet dalk opnuut 'n oorgawe maak, wil jy nie oomblik na hierdie diens agterbly. Jy kom en ons bid saam en jy gaan met God deur. Selfs al wil jy sonde kom bely dit en gaan met God deur. Om hierdie wonderlike teenwoordigheid van die Here in die lewe te behou, want ons gaan dit nodig hê. Ons weet nooit wanneer die duiwel ons versoek. Ons weet nooit wanneer wat gebeur nie. Ons het dit nodig. En jy gaan met God deur. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie dat U die een is wat al hierdie wonderlike dinge in ons lewe bewerk. U is die een, Here, wat vir U kinders in 'n baie moeilike tyd so bekragtig het, so veel rus gegee het, so versterk het, Here, so bemoedig het, soveel sekerheid gegee het, dat hulle met krag daardie getuies in U naam kon wees. En Here, en hulle kon met vrymoedigheid staan, want U is altyd getrou. En daarom bid ons vir mense vandag, wat so met U moet ontmoet, en so met U moet deurgaan. En Here, en wil U nie kragtige werk om doen. Ons bid vir hulle wat self soos Elia ook op 'n plek vandag is, Here, en hulle weet hulle is nie reg nie. Mag hulle na U toe vlug, bekeer, herstel. En Here, en ons dankie dat U bloed reinig en verlos van alle sonde. En U maak vry en U gebruik U kinders weer tot eer van U naam. Dankie dat ons dit kan vra in U naam. Seën dan ook nou vir ons en ook ons samesyn verder. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan afsluit met daardie lied soos wat hy daar is, byna bewoe Christen te wees. Kom ons sing hom saam soos wat op die bord is. Byna bewoe Christen te wees, byna bewoe, o bly die Gees, maar sê die siel dan weer, nee Gees van God nie meer, op 'n geleë keer, dan roep ek U. Byna bewoe, kom vandag. Byna bewoe, waarom nog wag? Jesus wil jou behou, engele
en vriende bid getrou, o sondaar kom. Byna bewoe, oestyd verby. Byna bewoe, oordeel naby. Byna dit help nie veel, byna is nie geheel. Wie jou bitter deel, byna te laat. Liewe vriende, as ek die seën klaar uitgespreek het, wil ek vra dat jy net so kort oomblik net gou sit asseblief. Daar's net gou ietsie wat ons moet doen. Baie dankie dan. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees so bly met julle elkeen. Amen.